Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Goeiedag allemaal en baie welkom weer terug by dag 9. En vandag gaan ons verder met die dag van saam met 10 dae van gebed. Nou die tema is sorg en gee om vir die mense wat min in die lewe het. Daar was 'n man met die naam van Daniel, wat in die besigheidsdorp gewoon het. Elke oggend het hy dieselfde pad na sy kantoor gaan loop. Op daardie pad het die bedelaar gesit. 'n ou man met 'n geslente, tikkende klere en 'n moe oë, wat na sy hand vir hulp uitgesteek het. Dag na dag het hy by hom geloop. Soms het hy gestop vir 'n skuldige gevoel. Maar hy het dit vinnig stil gemaak met die verskoning. Ek is besig, of iemand anders sal hom help. Een aand het Daniel 'n gemeenskapsdiensvergadering by die kerk bygewoon. Die spreker het uit Spreuke 19 vers 17 gelees. Wie hom oor die armes ontferm, leen aan die Here, en hy sal hulle beloon vir wat hulle gedoen het. Maar ek het dit nou 33-53 vertaling, en ons lees nou ander vertaling in Nuwe Lewing vertaling. Om na arme mense om te sien, is 'n lening aan die Here. Hy sal jou daarvoor vergoed. Die woorde het Daniel diep getref. Hy het besef dat om die bedelaar te ignoreer nie net beteken om die man te verwaarloos nie. Dit was om God se roeping om die arme lief te hê en vir hulle te sorg. Te verwaarloos. Die volgende oggend het Daniel gehou. Hy het die bedelaar gegroet en hom kos aangebied. En na sy storie geluister. Die ou man se oë het met trane gevul. Nie net oor die brood nie, maar omdat iemand hom uiteindelik as 'n persoon gesien het. Van daardie dag af het Daniel dit gewoonte gemaak om vir die mense wat hulp nodig het te sorg. Hy het ontdek dat die vrygewigheid nie sy lewe verminder het nie, dit het verryk. Nou die les daarvan van die storie is om verby die bedelaar te loop verteenwoordig
hoe maklik dit is om die behoefte rondom ons te ignoreer. Om die arm te help is nie 'n keuse nie. Dit is God se opdrag. Elke man wat help, voed nie net 'n ander te siel nie, maar laat ook jou eie hart groei en lus kry. Voorbeeld, wie help, voed twee harte op, twee harte op, nie net een nie. Elke glimlag wat jy deel, kry terug met 'n dubbele deel. Een wat bereid laat liefde groei. 'n hand wat uitreik, skus, 'n hand wat uitreik, laat liefde groei. Siel vir 'n siel. Help 'n ander vandag en jou eie hart vind die pad. Elke daad van goedheid is 'n saadjie van 'n lig in twee wêrelde. Wie gee, kry meer as wat hulle gegee. Dit is die geheim van 'n medeleier te help. Wanneer jy iemand help, is jou eie hart ook gelukkig. Medeleier is 'n brug wat twee harte met lig verbind. 'n woord van troos vandag gee jou hart vreugde vir maande. Deur te help, plant jy 'n vreugde in jou eie siel en die van ander ook. So mooi, hoe jy dit kan leer. En ons loop dikwels verby die geleenthede om liefde te wys, maar wanneer ons stil staan, die arme raak sien en vir hulle sorg, weerspieël ons God se hart. En ontdek 'n ware rykdom in die lewe. Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die geleentheid het om dag 90 verder te gaan luister. So die storie van Daniël mag ons die voorbeeld vir ons kan doen. En ons vra dat U asseblief ons oë en ore en ons harte oopmaak, sodat ons die boodskap kan luister. Dis my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Ons hoofteksvers kom vandag uit Handeling 3 vers 1 tot 10 uit Nuwe Lewensvertaling. Petrus en Johannes was een middag op pad tempel toe. Dit was 3 uur, die gebedstyd. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Mense het hom daagliks laat sit by die tempelpoort, wat as 'n mooi poort bekend staan, om by die tempelgange te bedel.
Petrus en Johannes wou net in die tempel ingaan, toe hy hulle sien en bydra by hulle vra. Petrus kyk hom toe saam met Johannes tip aan en sê, kyk na ons. Die verlamde man kyk na hulle en in verwagting dat hy 'n bydra gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Op 'n gesag van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Petrus vat die man toe aan sy regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkel gesond en sterk geword. Hy het opgespring, op sy voete gestaan en begin rondstap. Daarna, terwyl hy rondstap, jubel en God geprys, is hy saam met hulle die tempel in. Die hele volk het gesien hoe hy loop en gehoor hoe hy God prys. Toe hulle hom sien en besef dat dit hy is wat voor die tempel by mooi poort gesit en gebede lê, was hulle heeltemal verstom. In hierdie gedeelte sien ons hoe Petrus en Johannes na 'n tempel opgegaan om te gaan bid. En toe vind hulle hierdie man. En baie mense loop verby hom. En ek glo sommer gee hom 'n geldjie. En ander stap verby en sê dalk vir hulle self, ag, die man kla ons altyd. Hoekom moet hy hier voor die tempel sit? Hoe sou jy gevoel het as so 'n man by ons kerk deur gesit het? Die man vra toe vir Petrus en Johannes ook vir 'n geldjie. Maar Petrus behandel die man ook met liefde, want die persoon het nie net geld nodig gehad nie, maar genesing vir sy hart en sy bene in hakkie, want mense behandel hom lelik, en omdat sy bene nie kon loop nie, laat sy familie hom daar sit om geld in te samel. Petrus sê vir die man dat hy iets beter het as silwer of goud, dat hy in Jesus se naam moes opstaan en loop. Matteus 25 vers 31 tot 46 sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos 'n herder skape van die bokke afskei.
en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom julle geseën van my Vader, beerwe die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondlegging af, van die begin af, van die wêreld af, want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dood gehad en julle het vir my 'n drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my 'n herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdige hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar, ek sê vir julle, per sover julle dit gedoen het aan een van die geregtiges van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle wat vervloek en die ewige vuur sal berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dood gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was vreemdeling en julle het my nie vir my nie geherberg gegee nie. Naak en julle het my nie geklee nie. Siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord sê, Here, wanneer het ons u honger gesien of dors of vreemdeling of naak? Siek of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie gerigte nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdige is in die ewige lewe. Die vraag is, vir wie wil Jesus hê moet ons sorg in hierdie gedeelte? Jesus maak dit duidelik dat ons vir die wat vergete is, moes sorg. Nou vergeet dit wie? Mense wat buite staan, buite slaap. Meer duidelik het hy dit gesê. Ons moet die wat honger het, kos gee. Ons moet die wat dors het, te drinke gee. Ons moet vir die vreemde 'n plek gee om te slaap. Ons moet die wat nie klere het nie, klere gee. Ons moet die sieke besoek,
die wat in die gevangenis is, ook te besoek. In die lys kan ons paar bedieninge sien. Ek sien tronkebediening, welsyn, gebedbediening vir die siekte en nog meer. Het ons kyk al die afdeling, het ons so afdeling om Jesus se woorde uit te voer. Het ons kyk die fondse om hierdie sending te vervul. Die vraag is, hoekom doen ons dit nie? Dan ons het beter maniere as Jesus om die verlore te dien. Dan net, watter verandering sal ons in ons dorp kan maak? As ons Jesus se woorde hoor en sending sal uitvoer. Die ander vraag is, hoe word ons deur Jesus persoonlik geraak op die manier waarop ons by hierdie vergetige mense te sorg? Nou hierdie vraag staan nogal naby aan die hart. Jesus sê, as ons dit nie doen nie, dan het ons dit ook nie aan hom gedoen nie. En as ons dit wel doen, is dit so goed, ons het dit aan hom persoonlik gedoen vir hom. Hoe laat Jesus se woorde jou voel? Doen jy genoeg as persoon in jou eie lewe en die verhouding met ander? Elke vriendelike daad wat in die naam van Jesus gedoen word deur hom aangeneem as iets wat homself aangedoen word. Want hy maak sy belangrike met die van die mense in nood. En hy het aan sy kerk die groot werk opdrag om vir Jesus te sorg deur die behoeftige en die mense te help en tot seën te bring. Almal wat met gewillige hart vir hierdie sorg, sal die seën van die Here rus. Handeling 3 vers 1 tot 4 sê, en Petrus en Johannes het saam met hulle na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur, so dit sê 3 uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krippel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om die almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binne gaan, het hy om almoes gevra. En Petrus
saam met Johannes het hom aangekyk en gesê, kyk na ons. Petrus en Johannes het al baie keer na die tempel gekom, maar nooit tevore word daar genoem dat hulle by iemand in nood gestop het nie. Hoekom het hulle hierdie keer 'n persoon in 'n nood raak gesien? Glo nie. Hulle wat bepaal met die Heilige Gees. Daarom het hulle nou opgelet toe hulle na die tempel toe gegaan. Jy sien, as die Heilige Gees in ons woon, kon ons nie anders as om mense in nood raak te sien nie. Mense wat hulpende hand nodig het. Mense wat hulpende hand nodig het. Mense wat voedsel nodig het. Mense wat ore nodig het om te luister na hulle bekommernis. Mense wat gebed nodig het. Die Heilige Gees maak mense se oë oop op die lewende pad wat ons loop. Dit gee ons die sagte hart om te gee vir mense situasie. Dit help om te sien dat mense Jesus regtig nodig het. Ons dink sommer net so dat iemand anders sal help. Daarom hoef ek nie te help nie. Want ons is te bang om emosioneel betrokke te raak. Want dan praat die mense se situasie met ons harte. Ons dink dat ons iemand anders kan help, maar ek is bang om betrokke te raak. En ek weet in die kerk het 'n Christelike manier is die regte om mense te help in nood. Hulle vertroue te wen. En dan hulle na Jesus toe lei. Dit is 'n manier alleen sal 'n ware seksuele gee om die mense te bereik. Die Verlosser het met mense gemeng as iemand wat net die beste vir hulle wou hê. Hy het tematiek vir hulle gewys. Jesus het tematiek gewys. En in hulle behoefte voorsien. En hulle vertroue gewen. Toe het hy hulle beveel, volg my. Jesus het werklik 'n doel agter sy maniere. Hy wil hê ons moet mense ontmoet waar hulle is. In hulle rou lewe soos hy. Rou lewe beteken slegste plek, slegte omstandighede. Moontlik gevul met verslawing en hartseerverhale, verhale wat ons dalk mag nagmerrie gee, en daar waar hulle is, kan ons vir hulle tematiek wys en nie oordeel nie. Hulp aanbied en vir hulle bid.
moet inpraat. En as ons hulle vertroue wen het, hulle bevriend het, kan ons hulle ook nooi om Jesus te volg. Partykeer praat ons verkeerd met mense. Ons wou mense eers vra om Jesus te volg, voor ons hulle wil help. Dit is nie Bybel nie. En dit is die rede hoekom daar gesê word dat ons seminare en poging nie meer werk nie. Want ons het nie vriende om te nooi nie. Ons het nie met mense in gemeenskap gewerk nie. Ons het geen voetspoor gelos in ons gemeenskap nie. Dit is tyd dat ons Jesus se manier weer begin volg. Dan sal ons suksesvol beleef in die sending van. Handelinge 3 vers 2 tot 3 sê, en daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af gekrippel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om die almoes te vra van die wat in tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om die almoes gevra. Hoe het die sien van die krippeling daartoe gelei dat Petrus en Johannes vir hom gesorg het? As die gekrippel nie vir Petrus en Johannes gesien het nie, sou hierdie man nie genees ervaar het nie. Jy sien, Petrus en Johannes was sigbaar in hulle gemeenskap. Hulle het nie in 'n geheim rondbeweeg nie. Nog minder het Petrus en Johannes omgegee om saam so 'n man gesien te word. Is ons soms bang om met sekere mense verbind te word? Is ons soms bang dat ons beeld skade gaan ly? Dit is tyd dat ons soos Petrus en Johannes en die disippels wat ingevul is met die Heilige Gees sigbaar word in ons gemeenskappe. Uithelp waar ons kan. Besoek wie ons kan. En dan betik wys waar ons kan. En nou afsluit. Daar is 'n behoefte om nader aan die mense te kom deur persoonlike poging. As iemand tyd aan as minder tyd aan spreuke gegee word en meer tyd aan persoonlike bediening gegee word, sou groot vrug gesien word. Die arme moet verlig word, die sieke versorg word, die hartseer en die betreffende vertroos word, die onkundige onderrig word en die onervaren raad gegee word.
Ons moet huil saam met mense wat huil. Ons en bly wees saam met mense wat bly is. Saam met krag van God te stem. Die krag van gebed, die krag van die liefde van God, sal hierdie werk nie en kan dit nie sonder vrugte wees nie. Miskien voel jy op die oomblik dat jy meer in jou gemeenskap kan doen, of dit is met welsynwerk, omsien na siektes, besoek aflê aan die wat in die tronke is. Jy voel dat jy dalk nie betrokke was nie. As jy voel dat jy nie Jesus se manier gevolg het nie, maar jy wil jouself toewy om volgende Jesus, maar jy wil jouself toewy om die volgeling van Jesus se manier mense te bereik. Kom ons bid saam. Ons bid met die oë om mense in nood raak te sien, asof hulle Jesus self is, en om vir hulle te sorg, asof ons dit aan Jesus self doen. Ons bid, Jesus, dat ons u hart kan hê vir die vergetige mense in nood. Vergetige mense in nood. Ons bid dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons mense sal sien, soos Jesus hulle sien. En ons bid dat ons harte deur saam voel met ander met beweeg sal word, wanneer ons mense met ondersteuning hoef te sien. Kom ons bid saam. Ons diepe hemelse Vader, ons sê baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het. Dankie vir die woord, en mag u ons help om ons te lei, ons oë oop te maak, sodat ons die mense kan raak sien wie Jesus nodig het, wat ons moet doen vir hulle, vir u. Maar ons doen nie omdat ons weet nederig soos Petrus en Johannes. Hulle het nie geld nie, maar hulle het die woord van God gehad om met hulle te deel. Soos kan ons ook mense deel met u liefde, met u woord. Mag u asseblief ons Heilige Gees vervul word en wys vir ons, waar kan ons mense help? Dat is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Mag julle baie geseënde dag verder hê. Bye bye.